Vandag duik ons in die wêreld van 'n hoogs gespesialiseerde operasie, een wat die antwoord kan wees op onbeheerbare hoë bloeddruk en dalk net die sleutel hou om 'n leeftyd van dialise te vermy. Kom ons begin met 'n vraag. Wat is daai hardnekkige hoë bloeddruk? Die een wat geen medikasie blyk te tem nie net 'n nommer op 'n skerm is nie. Wat as dit eintlik 'n desperate noodsein is van jou niere wat letterlik vir bloed uitgehonger word? Dis die realiteit vir pasiënte met renovaskulêre siekte. Om te verstaan waar ons vandag is, moet ons so 'n bietjie terugkyk. Die pad hierheen was lank. Dink daaraan, in die 1950s was die algemene behandeling om die hele nier maar net te verwyder. Gelukkig het ons aanbeweeg deur die ontwikkeling van oop chirurgie tot minder indringende opsies soos stents. Maar, en dis die kern van vandag se gesprek, vir die heel ernstigste gevalle bly daai oorspronklike ook chirurgie steeds 'n kritiese, onvervangbare hulpmiddel. So wat is hierdie siekte nou eintlik? Wel, op sy eenvoudigste, dink daaraan soos 'n kritiese loodgieterprobleem in jou liggaam. Die pype, die slagare wat bloed na jou niere toe moet vat, raak verstop. En wanneer die liggaam se noodsaaklike filtreerstelsel nie genoeg bloed kry nie, is die gevolg gevaarlike hoë bloeddruk en uiteindelik totale nierversaking. Goed, so wie presies is die regte kandidaat vir so 'n ingrypende operasie? Dis 'n belangrike vraag want nie almal met hierdie toestand kwalifiseer nie. Trouwens, die noukeurige keuse van die regte pasiënt is seker die heel belangrikste faktor vir sukses. En hier sien ons die onderskeid baie duidelik. Chirurgie word regtig net oorweeg vir daardie pasiënte by die kruispunt, mense met ernstige onbeheerbare hoë bloeddruk en nierfunksie wat vinnig agteruit gaan. Vir iemand met ligter simptome of waar die blokkade per toeval ontdek is mediese behandeling byna altyd die regte pad vorentoe. Hierdie aanhaling som dit eintlik perfek op. Die chirurge is baie duidelik hieroor. Hierdie is nie 'n voorkomende maatreël nie. Jy doen hierdie operasie net vir ingeval nie. Dit word slegs gedoen wanneer daar 'n aktiewe, ernstige en gevaarlike probleem is wat opgelos moet word. So, om dit alles saam te vat, hoe lyk daai ideale kandidaat? Wel, die prentjie is baie spesifiek. Dis iemand met ernstige hoë bloeddruk, blokkades in die slagare na albei niere en wie se nierfunksie besig is om vinnig te verswak. Vir daardie pasiënt is chirurgie nie net 'n opsie nie, dis 'n kritiese, lewensreddende intervensie. Goed, nou dat ons weet wie die pasiënt is, kom ons stap as dit ware saam die operasie sal binne. Kom ons kyk na die chirurg se gereedskapskis en die verskillende tegnieke wat hulle gebruik om hierdie kritieke pype weer oop te maak. Basies kan ons hierdie komplekse prosedures opdeel in 3 hoofstrategieë. Elkeen is geskik vir 'n ander tipe probleem, afhangende van waar die blokkade is en hoe die pasiënt se anatomie lyk. Die eerste en mees algemene tegniek is 'n direkte herstel. Dink hieraan soos om 'n splinternuwe, skoon afrit te bou vanaf die liggaam se hoofsnelweg, die aorta, direk na die nier. Hierdie nuwe pyp omseil die verkeersknok heeltemal en herstel die vloei onmiddellik. 'n Ander direkte tegniek, bekend as 'n tromboanderterektomie, is amper soos om 'n meesterloodgieter in te bring. Hier bou hulle nie 'n nuwe pyp nie. In plaas daarvan maak die chirurg die pyp oop en verwyder die opgeboude plaak heeltemal by die bron. Dis 'n ongelooflik presiese werk wat die oorspronklike bloedvloei herstel. Maar wat as 'n direkte verbinding met die aorta nie die beste opsie is nie? Wel, dis waar die chirurg regtig kreatief raak. Hulle kan slim ompaaie bou deur ander nabygeleë slagare te gebruik, soos die wat na die milt of lewer gaan om die bloed na die nier te herlei. En dan, vir die heel mees ingewikkelde gevalle, waar die blokkades in piepklein takslagare is daar 'n tegniek wat amper soos iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek klink. Hulle neem die nier fisies uit die liggaam, plaas dit op 'n werkbank, doen die ongelooflik fyn herstelwerk onder 'n mikroskoop en plant dan die herstelde nier weer terug. Dis verstommend. Goed, die herstelwerk is gedoen, die nuwe pyp is in plek. Maar hoe weet die chirurg op daardie presiese oomblik in die teater dat dit gewerk het? In hierdie situasie is daar absoluut geen ruimte vir raaiwerk nie. Dit is die oomblik van waarheid, reg? Jy kan nie die pasiënt net toemaak en hoop vir die beste nie. Jy het onmiddellike, konkrete bewys nodig dat die herstelwerk perfek is. En gelukkig bied moderne tegnologie die antwoord. En die antwoord is hierdie stukkie tegnologie. Intraoperatiewe duplex sonografie.
Wat dit basies beteken, is dat die chirurg 'n gespesialiseerde ultraklanktoestel direk op daardie niet herstelde slagaar plaas, nog voor die operasie afgehandel is. Dit gee hulle 'n lewendig, real-time video van die bloedvloei en wys onmiddellik of die herstel suksesvol was. En hoekom is dit so deurslaggewend? Wel, hierdie tegnologie is ongelooflik akkuraat. Dit kan selfs die kleinste tegniese foutjie uitwys met 86% sensitiwiteit. En, nog belangriker, dit kan met 100% sekerheid bevestig wanneer 'n herstel perfek is. Hierdie onmiddellike kwaliteitskontrole, sê die kenners, is die enkele grootste faktor wat die langtermyn sukses van die operasie bepaal. Ons het nou die probleem verstaan en ons het die chirurg se plan van aksie gesien, maar op die ou end, wat beteken dit alles vir die pasiënt? Wat is die werklike tasbare resultate na so 'n operasie? Kyk na hierdie syfer, 85%. Dit is die persentasie pasiënte wie se hoë bloeddruk of heeltemal genees word of so dramaties verbeter dat hulle baie minder medikasie benodig. Dit is 'n enorme verbetering in lewenskwaliteit. Maar hierdie een is miskien selfs meer indrukwekkend, 70%. In 'n groep pasiënte wat reeds op dialyse was, mense wie se niere veronderstel het om permanent misluk het, kon 70% van hulle die dialysemasjiene vergoed agterlaat na hierdie operasie. Dis absoluut lewensveranderend. Hierdie grafiek wys vir ons presies wat die sleutel tot langtermyn sukses is. Alles hang af van hoe die nierfunksie onmiddellik na die operasie reageer. As die funksie verbeter, is die kans om vir lang dialyse vry te bly die allerhoogste. Dit wys net weer hoe krities daai perfekte tegniese uitslag is. En dit bring ons by die ander kant van die munt. So groot soos die beloning is, so groot is die risiko. 'n Suksesvolle herstel is ongelooflik duursaam, maar 'n mislukte een het ernstige gevolge en lei dikwels tot uiteindelike dialyseafhanklikheid. Dit is hoekom daardie intraoperatiewe ondersoek nie net 'n goeie idee is nie, dit is absoluut noodsaaklik. Dit bring ons by 'n baie logiese vraag, né? In vandag se mediese wêreld van stents en allerhande minimaal indringende prosedures, is daar werklik nog 'n plek vir so 'n groot oop operasie? En die antwoord is 'n dawerende ja, vir daardie noukeurig uitgesoekte groep pasiënte met die ernstigste vorm van hierdie siekte, is oop chirurgie nie 'n laaste uitweg of 'n ou tegniek nie. Dit is 'n kragtige, onvervangbare hulpmiddel wat dikwels die lyn trek tussen 'n lewe gekoppel aan 'n masjien en 'n lewe van vryheid en gesondheid.